broers en susters. Geseënde Paasfees vir julle almal. Ons hoop dat dit vir julle 'n wonderlike naweek is en dat dit vir julle 'n baie goeie ervaring is om elke keer saam met ons in die erediens te wees. Goed, ek wil net gou seker maak oor die verjaarsdag. Ek het nie vir oom Koos Nadeer gesien nie, ook nie vir Letty van der Merwe nie. Goed, ek het vir Nick Lou gesien. Ek het nie vir Lorette Lou gesien nie, no relations, maar Nick, jy verjaar baie hartlik geluk. Is daar enigiemand anders wat ons geluk kan wens, wat hierdie week verjaar? Julle maak dit 'n maklike ronde. Goed, ek herinner net al die senior burgers daaraan dat ons volgende naweek julle baie spesiale geleentheid het. En ek vra dat julle asseblief so vinnig as moontlik, as julle name nog nie op die lys is nie, vir Hazel sê dat julle gaan kom asseblief. Al ons senior burgers, onthou asseblief van ons ontbyt, wat altyd baie lekker is. Dan, broers en susters, wil ek net vir die gemeente sê, die van u wat die Greefs onthou, oom Tom en tannie Sunny Greef, hulle seun Egbert en sy gesin, ons het November maand sy kleinkind uit Amerika gedoop hier by ons. Egbert is regtig baie siek. En ek vra asseblief voorbidding vir die familie, want hulle kry baie swaar. So hou hulle maar in julle gebede, saam met al die ander mense wat ons voorbidding nodig het. Ek wil vanoggend net weer sê baie dankie, Henry. Jy het 'n woeste week agter die blad met al hierdie beplanning. Ons sê vir jou verskriklik baie dankie vir al die werk vir jou en Lizet, wat al hierdie werk doen en wat alles aan mekaar sit. En ek wil daarom nou net vanoggend almal wat gaan deel wees van ons erediens verwelkom, vir Charlotte, Kilian en Jimmy, daar sy. Baie welkom aan jou. Kevin Kersten, ons ken jou gesig al baie goed, Kevin. Marlies, jy ook. Baie welkom vir jou. En dan vir Tanya daar op die punt. Hallo Tanya, baie welkom by ons. Christo Lou, baie welkom. En Christo Oosthuizen, ons praat van junior en senior, het ek al gehoor, nee. Baie welkom en baie dankie julle. En dan vir Lizet en Elmarie daar agter. En vir Aida wat al hierdie verskriklike mooi rangskikkings gemaak het. Aida, baie dankie. Ons is so dankbaar dat ons vir jou ontdek het. Dankie dat jy ook dit vir ons gedoen het. Ons is werklik bevoorreg in hierdie gemeente om mense te hê wat met al hulle gawes intree en sê ons is hier en ons wil graag deel wees. Dan nooi ek julle almal uit na die tyd om koffie te kom drink daar in die saal en 'n paasbolletjie te geniet en so 'n bietjie saam te kuier voordat ons die res van die dag gaan spandeer saam met wie ons dit gaan spandeer. So kom ons kuier so vir 'n oomblik saam. Goed, broers en susters, julle het die liturgie daar. Ek wil net vir julle mooi verduidelik dat ons eers staan, vir die eerste keer staan vanoggend by die lofliedere. Ons gaan sit na die lofliedere en dan staan ons eers weer, en dit moet julle net mooi dophou, by die 3de vers, saam met Rietvallei klanke by die slotliedere, maar dit is ook op die bord. So hou maar net dop hoe dit verloop en sien maar net dat ons op snaakse tye staan en nie op die normale tye nie. Goed. Ja, ek moet ook net sê, Rietvallei klanke gaan ons hoor vanoggend, met hulle baie mooi naam, en dankie dat julle ook al julle tyd gespandeer het om deel te wees hiervan, en ons gaan julle almal saam geniet. Goed. Hulle maak hulle debuut vanmôre, ja, dit is wat. Maar mens kon al hoor, hulle sing met baie meer selfvertroue in die eredienste ook. Ek kon al die stemme eien, so dis wonderlik. Goed, broers en susters, ons gaan nou so vir 'n oomblik stil word en dan gaan ons aan met die erediens soos wat hy daar op die liturgie is en soos wat hy daar bo op die bord sal wees.
Wat de vriend ons nieses, wat in ons plek wil staan. Wat de voorrecht om gebeur, in gebed na hom te gaan. So
volkomen es ons trouw. Wanneer ander ons verlees dan, soek ons in gebed. Jesus troos ons met sy liefde, hy verstaan ons hartseer, hy verstaan ons hartseer. Vanoggend vra ek vir u om saam met my die toetrede woord te doen. Daar waar staan gemeente, moet u hardop saam sê asseblief. Die Here het opgestaan. Almagtige God, Vader van ons Here Jesus Christus. Gisteraand was dit nog donker, maar vanoggend is die wêreld nuut. Ons loof u dat die graf nie die laaste woord gehad het nie. Ons prys u dat die dood nie die seun kon vashou nie, en dat die mag van die duisternis finaal gebreek is. Here Jesus die lewende, ons jubel saam met die vroue by die leë graf. U is nie meer by die dooies nie, is hier, is aktief en teenwoordig in ons midde. Dankie dat u die steen van hopeloosheid weggerol het. Dankie dat u ons vrees verander het in verwondering en ons trane in triomf. Heilige Gees, plaas vandag nuwe lewe in ons harte. Help ons om nie net die storie van die opstanding te hoor nie, maar om die krag daarvan te ervaar. Laat die lig van die opstanding elke donker hoekie van ons lewens verlig. Maak ons oë oop, sodat ons die teenwoordigheid langs ons op die pad kan herken. Vader, Seun en Heilige Gees, aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Vandag sing ons saam met die engele, saam met die kerk van alle eeue en saam met die hele skepping. Halleluja, die Here leef. Amen.
nou vra om saam met my die woorde op die bord te sê as ons geloofsbelijdenis. Die Here is ons God. Hy is die Here van die heersers. Hy is die Vader van sy volk wat op pad is. Hy is die skepper van die hemel en die aarde. Hy sorg vir ons. Sy koninkryk het naby gekom in Jesus van Nazareth, die Messias, ons Here. Hy het uit die dood opgestaan en roep ons om hom te volg. Die Gees bewerk die nuwe lewe in ons. Hy lei ons in die waarheid. Hy wys ons dat ons stikkende wêreld mooi moet maak. Hy gaan saam met ons die toekoms in.
Donderdag aand het ons gelees van Jesus wat aan tafel almal bedien het. En met sy hande ook vir Judas die brood en die wyn aangegee het. Vanoggend lees ons die eerste 12 verse van Lukas 24, die gedeelte waar daar berig word dat Jesus opgestaan het. Die Sondagmôre baie vroeg het die vroue na die graf toe gegaan met die reukolie wat hulle reggemaak het. Daar kry hulle die klip weggerol van die ingang van die graf af. En toe hulle ingaan, het hulle nie die liggaam van die Here Jesus gekry nie. Hulle het nie geweet wat om daarvan te dink nie. Met een staan daar by hulle 2 manne met blink klere aan. Die vroue het groot geskrik en met hulle gesig na die grond toe gebuig. Toe sê die manne vir hulle: "Waarom soek julle die lewende by die dooies? Hy is nie hier nie. Hy is uit die dood opgewek. Onthou hoe hy met julle gepraat het toe hy nog in Galilea was en gesê het: die seun van die mens moet uitgelewer word in die hande van sondige mense, gekruisig word en op die 3de dag opstaan." Toe het hulle die woorde onthou en van die graf af teruggegaan en al hierdie dinge vir die 11 en vir die ander vertel. Die vroue was Maria Magdalena en Johanna en Maria die ma van Jakobus. Ook die ander vroue saam met hulle het dieselfde dinge aan die apostels vertel. Maar vir hulle het hierdie verhaal na onsin gelyk en hulle het die vroue nie geglo nie. Petrus het egter opgespring en na die graf toe gehardloop. Toe hy vooroor buig, sien hy net die doeke. Vol verwondering oor wat gebeur het, is hy terug huis toe.
as Lukas vir ons hierdie graftoneel vertel, dan begin hy by die vroue wat deel was van die disippelkring. En dit was nie vreemd dat hierdie vroue kon beweeg terwyl die manne moes wegkruip nie. Dit was gewoon net die werk van die vroue om te gaan graf toe en die liggaam te gaan versorg. So hulle het vroeg op die Sondagoggend kon beweeg sonder dat hulle eintlik raak gesien is. En hulle kon gaan doen wat eintlik hulle werk is. En toe hulle daar kom en die een ding soek wat hulle nodig het by hierdie graf toe, is dit nie daar nie. Want Jesus se liggaam is nie by die graf nie. Natuurlik was die skok groot. En dadelik was hulle bang, want wat het hier gebeur? Die klip is weggerol, Jesus se liggaam is nie daar nie. Is dit die Romeine? Is dit die Jode? Wat het hier gebeur? Mens kan verstaan dat hulle bang was. Dat dit wat voor hulle oë afspeel vir hulle ondenkbaar was. En dan is daar hierdie twee buitengewone persone wat aan hulle verskyn. En hulle konfronteer en dan vir hulle hierdie vraag vra. Wat soek julle die lewende by die dooies? En dit het hulle onmiddellik aan die dink gesit. Eers het hulle gedink dit was dalk die Romeine of die Jode. Hulle onthou nie die verskriklike geweld wat plaasgevind het, wat met Jesus gebeur het. Hulle onthou dat daar 'n oomblik is waar hulle almal uitmekaar uitgespat het en gaan wegkruip het. En nou word hulle gekonfronteer hier met die vraag, wat soek julle die lewende by die dooies? En hulle weet nie mooi wat om daarvan te maak nie. Dis eers as hierdie manne vir hulle sê, onthou julle nie sy woorde in Galilea nie, dat 'n mens behoorlik kon sien die liggie gaan aan. Hulle besef, dis nie die Romeine nie, en dis nie die Jode nie. Dis Jesus self. Dis sy woorde wat hier waar word, waar hy vir hulle gesê het dat hy gaan opstaan. Broers en susters, in daardie oomblik het daardie vroue iets geleer van wat geloof regtig is. Iets wat ons ook moet leer en verstaan en gaan uitleef. Geloof gaan nie oor wat jy weet nie. Geloof gaan nie oor feite nie. Geloof gaan daaroor dat hierdie geloofsfeite vir jou lewende waarheid word. Hulle het ooit gesien dat daar nie 'n liggaam is nie, dat daar net doeke is. Maar dis eers toe dit vir hulle 'n lewende waarheid word, dat hulle kon getuig, die Here het opgestaan. Die Here het waarlik opgestaan. Om te glo beteken, jy weet nie altyd presies nie. Om te glo beteken, jy is nie eers altyd 100% seker nie. Om te glo beteken, jy hou vas ten spyte daarvan dat jy nie altyd verstaan nie. En dis presies wat die vroue hier moes doen. Hulle het Jesus se woorde gehad. Hulle het wat hulle voor hulle sien. Dit word vir hulle hierdie lewende waarheid van die Here het waarlik opgestaan. En hulle gaan terug om dit met die ander te gaan deel. Dit is geloof by die oop graf. Dis om Jesus se woorde ter harte te neem, al maak dit glad nie sin nie. Hoor mooi. Dis om in jou lewe die Here se woorde ter harte te neem. Dit te glo as 'n lewende waarheid, al maak dit nie vir jou sin nie. Al weet jy nie presies waar dit met jou gaan uitgaan, kom nie. As ons na die disippels kyk, reageer hulle maar baie op dieselfde manier. Toe hulle hierdie die eerste keer hoor, toe maak hulle dit af as onsin. Die woord daar is letterlik skinderpraatjies. Goed wat regtig nie waar is nie. Maar so in die praat, besef Petrus, maar is iets meer.
En hy spring op en hy hardloop en hy gaan kyk vir homself. En wat is sy reaksie? Verwondering. Want hy het ook die woorde onthou wat Jesus vir hulle gesê het. En verstom kan hy teruggaan en gaan rapporteer aan die ander, dis regtig soos wat hulle gesê het. Geloof is nie iets wat jy hoef te bewys nie. Dis nie iets wat jy met feite gaan uitpleis en presies gaan weet, dit is hoe dit is, dis hoe dit werk nie. Geloof vra van ons, dat ons partymal sien en hoor en die groter prentjie van God se genade sal raak sien. Sal ervaar dat dit wat hier gebeur is in God se hande en nie in ons nie. En ek hoef nie 100% te weet nie. Ek hoef nie eers 100% te glo nie. Ek moet vashou. Ek moet hierdie lewende waarheid my eie maak. Dis om in jou diepste wese net te weet. En almal van ons broers en susters het al daardie ervaring gehad, dat jy in jou diepste wese net weet wat aan die gebeur is. Dat God se hande hier is en dat hy besig is. Aanvanklik het hierdie woorde van die vroue vir die disippels geen sin gemaak nie. Hulle wou dit afmaak as belaglik. En dis baie keer wat die woord met ons doen. As die woord ons die eerste keer tref, dan wil ons dit afmaak. Dan wil ons sê, dis nie moontlik nie. Maar dis wanneer jy die woord in die groter prentjie begin sien en verstaan, dat jy regtig weet, hierdie is God se woord. Hierdie is God se stem. Hierdie kan ek met my hele wese glo. Jesus se opstanding het alles kom verander. Dit het alles kom nuut maak. Dit verander ons elke dag. Die belangrike vraag vanoggend is, wat soek julle die lewende by die dooies? En dis 'n vraag wat by ons hoop laat deurbreek. Dis 'n vraag wat ons in verwondering moet laat. Want hoe is dit moontlik, ons verwag hom by die dooies? Hy's nie daar nie. Hy is die lewende God. Bedink dit vir 'n oomblik, broers en susters. Toe ons vanoggend almal gesê het, die Here het waarlik opgestaan, het dit by jou nog 'n stuk verwondering gewek? Het jy dit gehoor en gedink, dit is meer as wonderlik. Dit is genade, dis 'n wonderwerk. Raak ons nog opgewonde oor wat die woord vir ons vertel? Oor die waarheid wat God na ons toe bring, dat ons saam met die Here opgestaan het en saam met die Here leef. Eintlik moet ons almal sê, vandag en môre en elke dag, gaan soek my by daardie Jesus wat lewe. Moet my nie hier soek nie, soek my daar waar Jesus is, want daar sal ek wees. En die wonderlike is, broers en susters, ons hoef nie al die antwoorde te hê nie. Ons hoef nie die lewe heeltemal uitgepluis te hê nie. Jy hoef nie 'n 20 jaar plan te hê nie. Jy mag maar met jou hele lewe op die Here vertrou. Jy mag maar bereid wees om soos Petrus op te spring en te hardloop en te gaan kyk en verwonder te wees. Jy mag maar jou hele lewe vat en in die hande van die Here plaas en sê, laat U wil geskied. Want hier, soos op elke ander plek in die Nuwe Testament, leer ons van vooraf dat God se wil vir ons is liefde, is redding, is genade, is die toekoms. En daarvoor hoef ons nooit bang te wees nie. Daar gaan vrees ons nie inhaal en oorwin nie, want ons het oorwin in Jesus Christus ons Here. Dieselfde hande wat tydens die Paasmaaltyd die brood uitgedeel het en die wyn aangegee het vir elkeen van hulle, die verraaier, die verlonaar,
die bangbroeke, almal van hulle, is die hande wat nou wys hoe liefde lyk. Is die hande met die merke op, sodat ons nooit sal vergeet hoe ver God bereid is om te gaan, om elkeen van ons syne te maak nie. Daardie hande wat uitgedeel het, en daardie hande met die merke, is jou versekering, dat God vir elkeen van ons bedoel, wat hy in Jesus vir ons omgee het. En dat ons dit maar ons eie kan maak. En dat ons met hierdie boodskap die wêreld kan ingaan. Die Here het waarlik opgestaan en gaan soek my daar waar die Here is. Laat ons dit gaan vertel. Laat ons gaan praat oor die genesende krag van Jesus en sy hande. Van hom wat elkeen raak sien, wat elkeen lief het, en wat vir elkeen wil gaan sorg. Want dit het die krag om mense, en gesinne, en gemeenskappe, en lande, en ons hele wêreld te genees. En op hierdie tydstip van ons wêreld, broers en susters, het ons hierdie genesende krag nodig. Dink net vir 'n oomblik aan hierdie absoluut teenoorgestelde beelde. Daar's mense in 'n ruimtetuig wat foto's neem van hierdie pragtige blou planeet. En ons kan vir ons verwonder oor die skoonheid van hierdie planeet. En dan is daar plekke op hierdie planeet waar daar bomme val en waar daar oor en weer geskiet word en waar mense voor die voet doodgemaak word. Wat teenoorgestelde is van hierdie wonderlike beeld. En ons kan maar net bid dat God met sy genesende krag hierdie wêreld van ons sal heel maak en sal verander. Maar kom ons kom so oomblik nader aan onsself. Ons almal loop met ons eie wonde rond. Jy loop met wonde in jou siel en in jou gees waarvan niemand anders weet nie. Jy loop rond met pyn en met bekommernisse wat niemand anders verstaan nie. Die Here verstaan dit. Die Here ken jou wonde. Hy weet wat jy nodig het om herstel te word en hy bied dit vir jou aan. Jy moet dit net vat by hom. Jy moet dit net joune maak met alles wat jy is. En jy kan maar in hierdie wêreld uitgaan met jou wonde. Want jy praat nie oor jou eie wonde nie. Jou wonde verwys na Jesus se hande en voete. En na die genade en die sorg wat daar vir jou is, daar waar sy hande en voete getuig. En ons met ons wonde is juist die beste getuies van God se genade. Ek met my wonde vertrou die Here om my te herstel. Jy kan ook maar. Hy het sy lewe gegee en hy kan dit vir jou wys, sodat hy jou kan herstel en jou kan heel maak. En daarom kan ons maar, broers en susters, vanmiddag en môre en elke dag hierdie wêreld ingaan met hierdie wonderlike woorde op ons lippe. Die Here het opgestaan en die Here herstel. Hy maak ons syne en hy maak ons heel. Iemand het eendag gesê, ek hoor hoe God se wonde, en dis Jesus se wonde, praat in hierdie wêreld. Ek hoor dit as ek sien hoe gelowiges met ander mense praat. Hoe gelowiges uitreik na ander en liefhet en vergewe en wys waartoe God ons in staat stel. As gelowiges in hierdie wêreld ingaan met hulle eie wonde en vir ander gaan wys hoe oorwin 'n mens in die naam van die Here. Hoe leef jy voluit in die naam van die Here? Moenie dat jou wonde jou terughou nie. Jou wonde getuig van genade, getuig van God se liefde, van Jesus se offer ter wille van jou. Gaan leef in oorwinning in hierdie wêreld en gaan vertel vir mense waar jou krag vandaan kom, hoe jy oorwin en hoe jy kan leef in die naam van die Here. Want daar waar ons onsself gaan wys vir die wêreld, hoor mense die Here se stem.
sien mense Jesus se wonder en laat dit hulle verwonderd staan. As ons na onsself verwys, broers en susters, dan moet ons 'n paar goed van onsself sê. Ons moet in die eerste plek kan sê, ek is verwonderd. Ek het oorwin, is die ander ding wat ek van myself kan sê. Maar ek kan ook van myself sê, ek het nie altyd al die antwoorde nie. Ek vertrou op die Here. En ek leef met my eie wonde, asof ek reeds oorwin het, want dit is my waarheid. En dit is wat ek vir ander mense wil gaan wys. Ek lewe nou reeds die lewe van die opstanding. Ek is verwonderd. Ek het oorwin. Ek het wonde. Ek weet nie altyd alles nie. Maar ek leef die lewe van die opstanding. Ons leef as God se huisgesin. Ons leef as deel van sy koninkryk. Kom ons gaan dan hier uit en ons laat nie die verwondering vaar nie. Klou aan jou verwondering oor God se genade. Leef met die oortuiging dat jy reeds oorwin het. Moenie dat vrees in jou lewe oorwin nie, maar oorwin dit deur God se genade. Mag ons hierdie week en elke week vinnig hardloop om na mense toe uit te reik en om lief te hê en om te getuig. Maar mag ons baie stadig wees om te oordeel en om weg te stap en om te haat en te verwerp. Amen. Kom ek lees vanoggend vir ons net as toewyding 1 Johannes 3 vers 1 tot 3. Kyk wat 'n groot liefde die Vader aan ons bewys het. Hy noem ons sy kinders en ons is dit ook. En die wêreld ken ons nie omdat dit hom nie ken nie. Geliefdes, ons is nou reeds kinders van God. Dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie, maar ons weet wanneer Jesus kom, sal ons soos hy wees. Ons sal hom sien soos hy werklik is. Elkeen wat hierdie verwagting in verband met hom koester, hou homself rein, soos Jesus rein is. Kom ons sluit ons oë in 'n dankgebed. Almagtige God en Hemelvader, dankie dat ons vanoggend, soos duisende ander gelowiges reg oor die wêreld, die opstanding kan vier. Van vroeg af reeds weer klink die woorde, U het waarlik opgestaan. En dit sal tot baie laat vanaand nog steeds weer klink. Dankie Here dat ons met verwondering en met dankbaarheid vanoggend hier kan sit en kan besef dat U opstanding vir ons nog net so werklik is en ons lewens nog net so verander soos dit vir die eerstes het. En dankie Here dat ons met oortuiging dit kan sê vanoggend. En dat ons dit kan glo en dat ons dit kan leef. Dankie Here dat ons vanoggend ons lewens na U toe kan bring. U ken ons stikkend, U ken ons seer. U weet waar ons nie weet nie en waar ons onseker is en waar ons bang is. En ons bid Here dat U ons lewens sal nuut maak. Dat U vir ons die krag van die opstanding sal gee en dat U vir ons sal leer leef in U opstanding. Dat ons uit oorwinning sal leef. Dat ons uit die genade sal leef. En dat ons met ons eie verwonding hierdie wêreld kan ingaan en sê, nie ek nie, maar God en Jesus wat in my leef en wat vir my die ware lewe gee. Here, wees met hulle wat siek is en bekommerd is. Wees met hulle, Here, wat nie praat oor hulle seer nie, maar dit binnehou. U wat dit kan sien en U wat dit ken, U kan dit genees. Wees met hulle, Here, wat terugkeer huis toe, môre of oormôre, wil U vir hulle seën en wil U vir hulle veilig hou. En dankie dat ons hier, op ons stukkie aarde, U kan verkondig en U kan loof. En dat ons kan weet, ons leef terwille van U. En ons leef in U oorwinning. Al hierdie dinge bid ons nie omdat ons dit verdien nie, maar uit die genade alleen. Amen.
almachtig regeer. Halleluja, halleluja, want die Heer God almachtig regeer. Halleluja, heilig, is die Heer God almachtig. Heilig is die Lam, heilig is die Lam, is heilig, heilig, is die Heer God almachtig. Heilig is die Lam, heilig is die Lam.
ontvang nou die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle elkeen wees. Amen. Terwyl ons so 'n oomblik het, wil ek jou herinner om saam met ons te kom koffie drink en dit te geniet. En ek wil u ook herinner dat wanneer Henry en Charlotte Gloryland sing, heel aan die einde die laaste refrein, sing dit asseblief saam met hulle. En hier mag ons maar 'n bietjie vrolik wees. Ek dink dit is wonderlik. So kom ons luister na Henry en Charlotte met Gloryland. No more trouble or heavy laden. Look away, look away, look away in the glory land. In the glory land where I will be with my Jesus that cares for me. Look away, look away, look away to glory land. Oh, I wish I were in glory, away, away, in glory land where I will be, I live and be forever free. My eyes have seen the glory of the coming of the Lord. He strengthened out the victory trail and breaks of God's sword. He hath loosed the faithful light. He promised terrible sword. His truth is marching on. Glory, glory, hallelujah.
Julle kan nou maar opstaan, hoor.